ons leiersgroep hier teenwoordig. Pastor Olifant, sy gade, ek wil u groet in die naam van die Here. Ek wil vanmorgen die bedroefde familie groet. En ek glo, broer en suster, die Here het ons van die droefheid af nou weggevat. En ons is nou in oorwinning. Daarom, ek wil vir die familie sê, ons is nou in oorwinning. Ek groet die begrafnisgangers in die groot en heilige naam van ons verlossing. Nou, ek wil net vir u sê kortliks voor ek bedien. Ek het het gisterand genoem en u wat die getuienis van Pastor Jacobs kan onthou, u sal onthou. Dit is die waarheid wat ek sê. 'n week voor sy begrafnis het ek om die hande opgeleg op 'n Sondag in Bosmansburg. Toe sy diep onder die invloed van drank. Ek het hom gevra om uit sy kar uit te klim dat ek net vir hom die hande opleg. En hy noem dit altyd in sy getuienis, daai week was vir hom 'n harde week. En omdat die volk van die Here in Pomfret was, die Christen gemeente, en sy vrou daar gedien het Jacobs daarop uitgeknieuw, maar hy teruggekom terwille van die handoplegging. Toe hy oorkant diskant toe kom, toe getuig hy van daai Sondag. Het iets met hom gebeur. Jy weet, toe hy kom trek uit Pomfret uit, toe het ek 'n werk gekry in Danielskyk, by die myn. En daai aand toe praat die Here so hard met my, oor my voltydse roeping. Toe vat ek vir Jacobs na die voorman toe, want ons het dieselfde tryd gedoen. Toe sê ek vir my, wie se man wat in my plek kan werk. En altyd as die ou so die pension trek van die myne, sê ek moet eintlik hy pension kry, dat ek en hy werk. Ja, mense, die Here het baie swaar roeping op my hart gesê. Ek het al baie goeie werke moes ek prys gee. Terwille van hierdie roeping. Maar ek dank God daarvoor. Ons is in oorwinning vanmorgen. En ek wil hê jy moet die dood sien, soos in die woord van die Here geskrywe staan. Ek gaan saam met u lees Johannes 2, die 13de vers, ek wil die opskrif lees. Hy sê, Jesus reinig die tempel. Dan wil ek vers 19 lees. Hy sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af. En in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê, 46 jaar lang is aan hierdie tempel gebou. En u sal dit in 3 dae oprig. Luister die 21ste versie sê, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. En toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disciples onthou dat hy dit vir hulle gesê het. En hulle het die skrif geglo in die woord wat Jesus gespreek het. Ek wil teruglees in die Bybel in Markus 9 versie 2. Die opskrif, die verheerliking
op die berg. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen op 'n hoë berg in die eensaamheid geneem en hy het voor hulle van gedagte verander. Sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen bleiker op aarde dit kon maak nie. En daar aan hulle verskyn Elia saam met Moses en hulle was in gesprek met Jesus. Toe spreek Petrus en sê vir Jesus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan 3 hutte maak, vir u een, vir Moses een en vir Elia een. Want hy het nie geweet wat om te sê, want hulle was heeltemal verskrik. En daar kom 'n wolk wat hulle oordek en uit die wolk kom 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Nou geliefdes, die eerste skrifgedeelte wat ek vir u gelees het oor die reiniging van die tempel. As dit kom by die liggaam van die mens, dan is God en die apostels baie heilig oor wat die mens met sy liggaam doen. Toe ek gisteraan se boodskap preek, het ek gesê, jy weet as jy never mind is met jou liggaam en hoe jy God nader, dan is dit wat jy dink van God. Hierdie liggaam van my, sê die Bybel, dis die tempel waar in die Heilige Gees van die Here woon. Hierdie liggaam van my, sê die Bybel, as jy jou hart oopmaak, dan sal ek ingaan en saam met jou in hierdie liggaam maaltyd hou. As die Here iets van die mens afsoek, dan sê hy, my seun, my dogter, gee my jou hart. En as die hart van die mens reg is, halleluja, dan kan hy die koninkryk van God vererwe. Die Bybel praat van die reiniging van die tempel, as jy weet wat het daar gebeur. Daar was 'n klomp beeste in esels en duwe verkopers en tafels. Die Bybel sê die Here daar ingekom met 'n sweep. Hy het gestaan en die tafels omgekeer. 'n Broer en suster, en hy het gevra, waarom maak julle die huis van my vader 'n romer spilop? Maar wil hy ons moet Jesus sien soos hy is. Dit was 'n man wat vergelykenis gebruik het vir enige ding wat hy gedoen het. Hy maak 'n vergelykenis, dan dink jy, dis die ding wat hy doen, dat beteken hy iets anders. Toe hy praat van die reiniging van die tempel, en ek sien, die mense verstaan hom nie. Toe sê hy, breek die tempel af. Breek die tempel af. Die deur is nog toe. Hierdie tempel, wat vir 46 jaar hier staan en opgebouw is, wil jy dit afbreek
kan in 3 dae se tyd oprig. Maar die Bybel sê, toe spreek hy van hierdie tempel. Hy sê, halleluja, vir hierdie geslag is daar geen ander teken, behalwe die teken van Jona, dat hy 3 dae en 3 nagte in die buik. Se tempel afgebreek. Daar is 'n mooi môre dat hy hierdie man se tempel skoon gemaak het. Duiwe verkopers uitgejaag het. Die gemors wat daar binne was uitgedryf het. 'n Sloop gevat het en geslaan het. En in sy naam het daar reiniging vir hierdie tempel gekom. Reiniging! Jesus. Jy weet, mense wat partykeer hierdie aardse goede so en dan vergeet jy homself. Jy weet partykeer kan 'n mens hierdie tempel wat Here wil jou oog afhaal van hierdie tempel af en die skapstil. Hy wil jou oog plaas op jou eie tempel, jou lichaam, jou tempel. Hy sê vir hulle by Samaria, julle vaders het gebid in die tempel in Jerusalem en die anders op die berge, maar ek sê julle vandag gaan hulle nie meer daar doen. Vanaf gaan hulle nie meer daar aanbid nie, want God soek ware aanbidders, mense wat om in gees en in waarheid aanbid.